Goeiedag almal, ek is Manie van Bloemfontein. Dit is vandag Vrydag, die 13de Junie 2025. Ons doen die nuus in kollig en vandag se opskrif lyk so: vliegtuigongeluk, 260 mense sterf. Nuushooftrekke vir vandag lyk so: man wat burgemeester en president dreig, nie versteurd volgens hom nie. Vliegtuigongeluk, 260 mense sterf sover. Politici verwelkom optrede teen verskeie spookwerkers in die staatsdiens. Senior bankbestuurder in die hof oor dwelms van 1,8 miljoen rand. 8 palkies kantel van Aussies op hulle tweede kolfbeurt. Summer McIntosh kry derde swemrekord. Daar was een oorlewende op die passasiersvliegtuig wat gister onderweg na Londen in die Indiese stad Ahmedabad neergestort het. Die Boeing 7478 Dreamliner van Air India met 242 mense aan boord het omstreeks middagete neergestort, onder meer op 'n gebou waarin dokters en hulle gesinne gehuisves word. Volgens die polisiekommissaris staan die dodetal tans op 260, wat daarop dui dat minstens 19 mense op die grond in die ongeluk gesterf het. Die Air India vlug 171 het kort na opstyging neergestort. Hoewel aanvanklik gemeen is dat almal aan boord dood is, het Dinajay Dwivedi, openbare gesondheidsbeampte, later gesê een oorlewende is gevind en word in die hospitaal behandel. Die neus en voorwiel het op die kantiengebou geval waar studente besig was met middagete. Indiese burgerlugvaartowerheid sê onder die 242 mense aan boord was 2 vlieëniers en 10 kajuitpersoneellede. Volgens Air India was daar 169 Indiërs, 53 Britse mense, 7 Portugese en 'n Kanadees aan boord van die vliegtuig, onderweg na die Gatwick lughawe in Londen. Die vliegtuig het 'n noodsein uitgestuur en het onmiddellik na opstyging neergestort. Baie van die lyke was verkoel gewees. Die vliegtuig het in 'n gebied tussen 'n hospitaal en die stad se Goda kampbuurt neergestort. Die Amerikaanse vliegtuigvervaardiger Boeing sê die maatskappy is in kontak met Air India en gereed om die lugdiens te help. Volgens 'n bron is dit die eerste ongeluk met 'n 787 Dreamliner gewees. Britse en Amerikaanse lugvaartondersoekers het ondersoekspanne uitgestuur om hulle Indiese ewetnie by te staan. 'n Noodsentrum is opgerig met ondersteuningsspan vir families wat inligting soek. Die Tata Groep, eienaar van Air India, het finansiële hulp van 10 miljoen rupees, meer as 2 miljoen rand aangebied aan die families van elke persoon wat aan hierdie tragedie gesterf het, en het ook onderneem om die mediese kostes van beseerdes te help dek. Die 27-jarige man wat president Cyril Ramaphosa en Gordon Hill de Hoos, burgemeester van die Kaapstadse metro, glo met die dood gedreig het in die Landdroshof in Kaapstad ontken dat hy 'n geesversteuring onderlede het. Die koerant het voorheen berig dat Masango is op 23 Mei in Germiston in hegtenis geneem en na Kaapstad geneem vir die hofverrigtinge. Nadat die staat gesê het, hulle het inligting dui daarop dat 'n geestesversteuring voorheen by Masango gediagnoseer is, het hy begin vloek in die hof. Die staat het aangevoer, dit sal in die belang van geregtigheid wees as enige vorige diagnose bevestig kan word, gegee die beskuldigde se gedrag in die hof en as hy vir evaluering gestuur moet word. Met betrekking tot die adresse wat die beskuldigde aan die hof verskaf het die staat gesê die adres in Kusweg C. kon nie bevestig word nie. Sy saak is tot 26 Junie in die plaaslike Landdroshof uitgestel. Die ANC in die parlement ondersteun die omvattende audit wat beplan word om die plaag van spookwerkers in die staatsdiens uit te roei. Die plaag is 'n weerspieëling van hoe dringend die professionalisering van die staatsdiens gepak moet word om te verseker dat mense in diens van die staat oor die nodige vermoë en integriteit beskik. Mzamzo Buthelezi, minister van Staatsdiens en Administrasie, het ondanks in die parlement erken dat die regering tans baie erg bekommerd is oor die vermorsing van belastingbetalers se geld op spookwerkers oor die staatsdiens heen. Jan de Villiers, die ALP en voorsitter van die portefeulje komitee oor staatsdiens en administrasie, het maandag op 'n media-konferensie by die parlement ook die komitee se steun vir die beplande audit bevestig. 7,4 miljoen rand in salarisse is oopgevlek wat net in die departement van onderwys in Mpumalanga aan spookwerkers oorbetaal is. In Mei vanjaar is 230 werknemers van die Gautengse departement van gesondheid se salarisse ook bevries omdat hulle nie geverifieer kon word nie. Die saak van dwelmhandel en onwettige wapenbesit teen 'n senior bestuurder van die Standard Bank wat sowat 1,8 miljoen rand per jaar verdien, is gister in die Landdroshof in Kaapstad tot 19 Junie vir 'n formele borgtog aansoek uitgestel.
Die beskuldigde wat 40 jaar oud is, het gister sy eerste verskyning in hierdie hof gemaak waarop aanklagte van handel in dwelms, die besit van onwettige vuurwapens en die onwettige besit van ammunisie verskyn het. Die onus rus derhalwe op die beskuldigde om aan die hof te bewys hoekom hy op borgtog vrygelaat moet word. Die beskuldigde is Dinsdag deur speurders van die Wes-Kaapse teenbende eenheid in hegtenis geneem nadat sowat 15 kg kokaine in 'n stoortplek in Rolandstraat, Kaapstad gevind is. Die beskuldigde wat die stoortplek hier is die nasionale senior bestuurder van kleinhandel en bemarking van Standard Bank. Die dwelms het glo geskatte straatware van sowat 18 miljoen rand. Die polisie het ook op 7 vuurwapens, 2 vuurwapens wat in volle outomaties is en 5 semi-outomatiese vuurwapens en 130 patrone beslag gelê. Volgens die prokureur is sy kliënt getroud met geen vorige arrestasies, uitstaande lasbriewe of enige vorige veroordelings nie. Swart ekonomiese bemagtiging, SEB, kom die Suid-Afrikaanse ekonomie jaarliks duur te staan wat betref ekonomiese groei en werkskepping. Lydens die verslag, die kostes van die SEB nakoming, kos die Suid-Afrikaanse ekonomie tussen 145 miljard rand en 290 miljard rand per jaar. Dit verteenwoordig 2% tot 4% van Suid-Afrika se bruto binnelandse produk. Teens de Boson, ekonomiese navorsing van Solidariteit Navorsingsinstituut, die SNII, en medeskrywer van die verslag, sê die eislike ekonomiese koste is nie bloot die gevolg van nalatigheid of swak toepassing van 'n plan nie. Dit is doelbewuste regeringsbeleid wat dit veroorsaak. Die stelsel bevoordeel nie net sommiges ten koste van ander nie. Werklik betaal ons almal die pryse daarvoor. Die beleid plaas volgens die verslag vir alle swaar las op kritieke sektore soos mynbou en finansies, terwyl dit buitelandse beleggers sal afskrik. Die SAL, wat voorheen die laagkoste lugdiens Mango met sy kenmerkende oranje vliegtuie as 'n filiaal besit het, het Woensdag bevestig dit het geen amptelike verbintenis meer met Mango nie en dat die lugdiens die sakereddingsproses afsonderlik plaasvind. Mango, wat in 2006 gestig is, was verskeie jare een van die SAL se min winsgewende filiale. Die SAL bly gefokus op sy eie strategiese doelwitte en bedryfsverpligtinge afsonderlik van Mango, lei die SAL verslag. Die SAL het geen magte of regstreekse toesig oor Mango sy finansiële verpligtinge asook sy huidige en toekomstige slageplanne nie. Een van die gevolge was die opskorring van Mango se bedryfslisensies, maar ons het voorsiening gemaak daarvoor en gaan voort met die koopooreenkoms. Die padongelukkefonds, die POF, het die afgelope 2 jaar drasties minder eise van buitelanders betaal as in die vorige 3 jare. In die vorige jaar het die betalings van die eise skerper met 57% van 1,9 miljard rand tot 844 miljoen rand gedaal. Die padongelukkefondse bestaan om die eise van slagoffers van padongelukke te betaal en word gefinansier met die brandstofheffings. In 2022 is 'n direktief deur die POF uitgereik dat buitelanders se eise afgewys gaan word indien hulle nie kan toon dat hulle wettig in die land is nie. 'n Volbankregters van die Hooggeregshof het toe eiser in 'n hofsaak gebring het die uitsluiting van onwettige buitelanders as ongeldig en ongrondwetlik verklaar. In die 5 jaar van April 2020 tot einde Maart 2025 is 7,3 miljard rand se eise aan buitelandse burgers betaal. Aan Suid-Afrikaners is 213 miljard rand uitbetaal. Byna 215.000 poste is tussen 2008 en 2023 in die Suid-Afrikaanse staalbedryf verloor. Die syfers van die Staal- en Ingenieursbedryfsvereniging van Suid-Afrika, SAIFSA, toon 'n daling van 37% in die metaal- en ingenieurssektor. Faktore wat bygedra het tot werksverliese sluit in ooraanbod van globale primêre staal, swak plaaslike vraag, hoër logistieke en kragtariewe en 'n styging van invoer van 30% van plaaslike vraag in 2024. Pakstad het ook genoem dat regeringsingryping verhoed het dat 3500 direkte poste en 80.000 indirekte poste by AMSA se Newcastle fabriek verloor word. Pakstad het bevestig dat die Nywerheidsontwikkelingskorporasie in Maart 'n leningsfasiliteit van 1,6 miljard rand aan AMSA verskaf het. Dis bykomend tot 'n fasiliteit van 1 miljard rand in werkskapasiteit wat in Junie 2024 verskaf is en waarvan 150 miljoen reeds terugbetaal is. Die tweede dagse toets Proteas teen die Aussies het weer sy hoogtepunte en laagtepunte opgelewer. Die stadion was weer eens tot volle kapasiteit met luidrigtige toeskouers gevul. Marnus Labuschagne het vir 22 lopies op die veld vertoef, waarna hy deur Marco Jansen Paulus in die vangwerk behartig het. Deur Calveren Kawaja het 6 lopies gekry wat toe deur Everyn gevang is met die bouwerk van Kagiso Rabada. Smith het net 9 lopies aangeteken waarop Smith en het
elk vir 6 lopies, terug na die paviljoene gestuur is. Gary kon daarom 43 lopies aanteken, voordat Rabada om been voor paaltjie betrap het, en hy is deur die skeieregter uitgegee. Daarna het Pat Cummins 6 lopies gekry, toe hy skoon gebou is deur Ngidi. Staak is voor die penne, op 16 lopies van 47 balle. Hy word deur Leon bygestaan, wie se totaal 1 lopie is, van 4 balle. Net Hazelwood moet nog inkom om lopies aan te teken vir Australië. 19 extras is sover afgestaan deur die Suid-Afrikaanse bowlers. Rabada staan op 3 paaltjies vir 44 lopies, Marco Jansen op 1 paaltjie vir 31 lopies, Mulder het 1 paaltjie geneem vir 14 lopies in 6 beurte, Ngidi staan op 3 paaltjies vir 35 lopies in 9 beurte, en Keshav Maharaj staan op 0 paaltjies en hy het net 2 beurte afgestuur en 10 lopies in sy 2 beurte afgestaan. Australië se totaal in die eerste beurt was 212 lopies, en sover nou in die tweede beurt staan die span op 144 vir 8 paaltjies. Suid-Afrika het slegs 138 lopies in sy eerste kolfbeurt aangeteken. Die derde dag se kolfwerk gaan vandag voortgesit word. Baie sterkte vir beide spanne. Altesaam 19 spelers van Grey College is ingesluit in die Vrystaatse Kruiwenweek groep van 24 spelers vir die 119 span wat die Griffins môre op Grey se hoofveld in 'n opwarmingswedstryd sal aanpak. Daar is ook aangekondig dat die loskakel Darius RW om volgende jaar by die Cheetahs sal aansluit. Gernus Marits, rugbykoördineerder en eerste span afrigter aan die Hoërskool Burgersdorp, sê die insluiting van die spelers is 'n ongelooflike eer vir die skool in die Burgersdorp gemeenskap. Die ander skool met 2 spelers in die groep is die Hoërskool Figart Park. Brennan de Wee van die Hoërskool Jean Fouché is ook in die groep ingesluit. Die finale groep sal later bekend gemaak word. Vanjaar se Kruiwenweek toernooi word van 6 tot 12 Julie in Middelburg aangebied. Rory Kleinveld is die Kaapse Krieketspan se nuwe hoofafrigter. Die 42-jarige Kleinveld neem die leiersels oor by Salih Narikedin, wat 'n pos in Tanzanië as 'n hoofbreier aanvaar het. Kleinveld was van 2022 tot 2024 onder Neckerdien die hulpafrigter van hierdie betrokke span. Kleinveld was voorheen ook die bowlafrigter van North Hampshire. Hy was vir 14 jaar speler by die WP en die Cape Cobras in die franchise era betrokke en het ook graafskap cricket vir Hampshire en Nottinghamshire gespeel. Hy het 148 eerste rangse wedstryde, 181 eendag en 163 T20 wedstryde gespeel. Hy was ook in 4 toetse, 10 eendag wedstryde en 6 T20 wedstryde vir die Proteas betrokke. Mervyn Taylor, president van die Luiperds Rugby Unie, het by navraag bevestig dat Rian van Straten as tussentydse afrigter van die span aangestel word. Die Luiperds wat in Potchefstroom gesetel is, het Matt Proudfoot van sy pligte onthef nadat die span gesukkel het om die mas in die reeks om die SA beker op te kom. Proudfoot was voorheen 'n hulpafrigter van die Springbokke en het later ook in dieselfde hoedanigheid op Engeland se afrigtingsspan gedien. Die eerste skoot in vanjaar se Karibeker Eerste Liga klap môre al. Die Luiperds kom in hulle eerste wedstryd in Potchefstroom teen die grens te staan. In die ander wedstryd pak die OP en die suidwestelike distrikke mekaar in Cabarra en die Griffins en die Valke is in welkomslags. JJ Spawn het daarin geslaag om met 'n foutlose ronde van 66, 4 houe beter as baansyfer weg te spring. Dit is slegs die 8ste ronde sonder 'n brouhou in die vorige 10 Amerikaanse Opes op Oudtshoorn. Spawn, 25ste op die wêreldranglys, is vroeër met 'n hou voor. Die setperk is blitsig en ek is eintlik nie daaraan gewoond nie, het hy gesê. Ek het vandag dit reg gekry om my sette op die regte lyn te begin en het my gehelp om goeie tellings aan te teken. Tristan Lawrence van Suid-Afrika is in die tweede plek nadat hy 'n pypronde van 67 op sy telkaart ingedien het. Sy landgenoot Christian Besuitnout was gister op 2 beter as baansyfer na 6 pypies. Rory McIlroy, Amerikaanse meesterskampioen, gaan vandag in die tweede ronde 'n telling van in die 60s moet aanteken as hy na 74 op +4 die afsnypunt wil oorleef in hierdie toernooi. Summer McIntosh het haar derde wêreldrekord in verskillende swem-items binne 4 dae behaal. Die 18-jarige Kanadese meisie het op die Kanadese swemproewe Victoria haar eie rekord in die 400 meter wisselslag in 'n tyd van 4 minute 23 sekondes verbeter. McIntosh se blitsige tyd het haar vorige rekord van 4 minute 24 sekondes wat sy in Mei verlede jaar in die Kanadese Olimpiese proewe in Toronto behaal het, getroof. Die stormloop vir kaartjies vir die Springbokke se tuistoetse in die rugbykampioenskap begin amptelik môre. Ticketmaster.co.za is die enigste plek om kaartjies aan te koop. Kaartjiepryse in die 2 toetse,
teen die Wallabies in Johannesburg en Kaapstad op onderskeidelik 16 en 23 Augustus begin by R525. Vir die toets teen Argentinië in Durban op 27 September kos die goedkoopste kaartjie R250. Lydens se SARU Media verklaring is daar ook nog kaartjies beskikbaar vir die wedstryd teen die Barbarians op 28 Junie in Kaapstad, sowat 15,000 kaartjies is beskikbaar. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Diana of Susan by 082-390-339 kontak. Hulle sal jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerbrug vir die streek lyk so: Messina 10-23, Polokwane 5-18, Lephalale 7-22, Bombela 7-22, Mahikeng 7-18, Pretoria 7-19, Johannesburg 7-13, Ermelo 3-18, Richards Bay 12-25, Pietermaritzburg 9-21, Durban 12-22, Port St Johns 12-22, Bethlehem 1-16, Bloemfontein 4-16, Allewal Noord 5-16, Welkom 6-17, Vryburg 5-19, Kimberley 6-19, Appington 9-22, Prieska 7-21, Springbok 9-21, Karasburg 9-23, Keetmanshoop 9-22, Mariental 7-22, Alexanderbaai 17-27, Brandvlei 8-21, Loederitsbaai 20-32, Vredendal 14-27, Kaapstad 14-25, Sutherland 5-15, George 12-23, Jeffreys Bay 11-25, Geberra 10-27, Graafrenet 9-21, Oos-London 10-23, De Aar 6-17, Molteno 3-13, Beaufort Wes 10-22. Ons sakenuus vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R17.79 teenoor die Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar kos R11.61, die euro kos R20.59, die pond verhandel teen R24.17, die yen kos 12 sent, die prys van silwer is $36.26 Amerikaanse sent per fyn ons, die prys van goud is $3,389 ook per fyn ons, die prys van Brent olie is $69.77 Amerikaanse sent per vat. Gedagte vir die dag: dis Vrydag, maak jou werk klaar, kyk voort na die naweek, wees rustig die naweek, mooi Vrydag. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe. 'n Aangename naweek word vir julle almal toegewens.